Amen. Nou my broer, my sis, die amazingste van die woord van God is, jy kan na hom kyk, jy kan na die boek kyk, jy kan na Savanja kyk, en vir die volgende 3000 keer wat jy na hom kyk, gaan daar 4000 goed vir jou uitstaan. Soos wat die Heilige Gees van die diepte, van die rykdom, van die heerlikheid van God vir jou gaan uithaal. Dit wat net eintlik awesome is. En as jy dit gaan vat wat God sê, gaan jy nie dieselfde bly nie. Klaar. So dit is nie of if I agree, dit is nie of ek saamstem nie. Maar dit is ek wat toelaat dat die woord aan my vat, dat die woord my aanraak, dat die woord 'n impak met my in my lewe het, dat die woord my lewe verander. Dat daar 'n interaksie met die woord. Amen. Wanneer jy dit lees, wanneer jy dit hoor, nou op hierdie oomblik, is daar 'n interaksie tussen jou en die woord, maar saam met wie? Mag dit wees saam met die Heilige Gees. Kan ons skryf interaksie saam met Heilige Gees. Interaksie met die woord saam met Heilige Gees. Ek gaan vir julle so 'n paar punte gee, en kom ons kyk hoe gaan dit. Daar is 'n uitroep. Halleluja. Goed, nommer 1. Laat dit nou gebeur. Swyg voor die Here. Almal sê swyg voor die Here. Ons kan in detail by elkeen ingaan. Hierso is 12 punte en elkeen is eintlik 'n uur lering, maar kom ons maak daai uur lering van elke punt 3 minute. Daar sê halleluja. Swyg voor die Here. My boet, my sis, ander Afrikaans is bly stil. Wanneer jy vir iemand sê bly stil, wat is dit? Want jy gaan heel moontlik nou iets verkeerd sê, jou gedagtes gaan verkeerd gaan, jou gedagtes is op 'n verkeerde plek, hoe jy nou dink is nie goed nie, wat jy nou gaan sê gaan heel moontlik nie reg wees nie, maar wat ek vir jou gaan sê, is wat nou geld, is wat nou gehoor moet word. So ek moet vir myself kan sê, bly stil, swyg voor die Here. Hoekom? Want ek weet, sy wysheid het ek nodig, sy stem is nodig, wat hy wil sê is prioriteit. So vanuit respek, sal ek swyg voor hom. As ek in daai situasie kom en ek moet weet wat God sê, dan is dit eers, ek swyg voor hom. Amen. Want ek het 'n erkenning van wie hy is. Ek het 'n erkenning dat hy die wysheid het. Ek het 'n erkenning in my, dat God het die antwoord. Swyg voor hom. In hierdie tyd waar soveel goed gebeur. En ek sê waar daar 'n lewing gebeur, ja, ook met die situasie van daardie man wat sy lewe gegee het. Daai saadkorrel wat gesterf het in die grond. Daar gaan 'n 30, 60, 100, 1000-voudige oes wees in die nasies. Amen. Maar wat ook al die wêreld wil uitbring, mag ons nie mislei word wanneer ons hoor, kyk hier, daar is die Christus, in die laaste dae sal dit ook gebeur. En omdat misleiding so maklik daar kan wees, swyg, bly stil, want jy kies om afhanklik van hom te wees. Jy wil weet dat jy weet, jy het God gehoor. Want jy gaan nie beweeg sonder Heilige Gees nie. Is ons met mekaar? Die res van die skrif gaan actually, want die dag van die Here is naby, want die Here het 'n offer berei, sy gaste geheilig. Mag jy die gaste wees, wat genooi is vir die feesmaal. Maar hy het sy gaste geheilig. Geheilig, onthou beteken, heilig beteken, een kant gesit, onvergelykbaar. Wanneer die engele uitroep en die ouderlinge val, voor die troon neer en hulle sit hulle krone neer. Heilig, heilig, heilig. Wat sê die woord? Onvergelykbaar, onvergelykbaar, onvergelykbaar. Met enige iets of enige iemand is God. In die woord heilig. Daar's nie woorde om te beskryf wie God is nie. Daar's niks waarmee hy vergelyk kan word nie. Dis die woord heilig. So wanneer God jou heilig, beteken die uniekheid van wie hy is. Die een wie God jou geroep het om te wees, wees daar die een, want daar's niemand soos jy nie. Daar's niemand in die uniekheid van wie jy is, daar's niemand, hallo, soos jy, as jy kan leef, dit wat God vir jou het, as jy kan wees, wie God jou geroep het om te wees,
dan gaan die besondersheid van jou uitkom. En dan gaan mense weet, wie is hierdie besondere God, as ek daai woord kan gebruik, wie is hierdie regtig besondere God, wat jy dien. Want die wysheid wat jy bring is besonders. Dit wat jy sê is regtig besonders. Dit het waarde, dit het diepte. Want jy ken die God van diepte. Jy ken die God van waarde. Want jy weet wanneer om te swyg en wanneer om te praat. Want in die swyg gaan jy sy woorde hoor wat jy moet praat. Amen. Laat God toe om jou te heilig. Want daarna praat hy van wat hy met die vyand gaan doen en wat hy met nasies gaan doen. Jo. Dit klink intens. Die res van daardie gedeelte van Sefanja 1. Maar kom ons gaan aan. Nommer 2. Kom tot inkeer. Sefanja 2 vers 1. Hy sê, kom tot julle self. Ja, kom tot inkeer. En die ander vertalings praat van kom met nederigheid, kom met gebrokenheid, kom met bekering. Is hierdie kom tot inkeer, maar hierdie kom tot jouself waarmee hy begin, is wees eerlik met jouself. I want to say, pull yourself together. Want jou emosies kan daar gaan, jou hierdie besluite kan daar gaan, jou omstandighede gaan daar gaan, hierdie verhouding gaan daarheen, maar Heilige Gees is nie welkom in die verhouding. Hierdie verhouding, ja, dis tot eer van God. Daardie verhouding is vir jou sommer net gewoon mislik. Ander mense, nie julle nie. Maar wat sê ek? Bring jouself, bring die volledigheid van wie jy is. Bring jou die volledigheid van wie jy is. Jou emosies, jou seer, jou teleurstelling, jou sukses, jou alles. Bring dit by mekaar en sit dit voor God. Maar dit is nie sommer net, ek kom voor die Here en alles is voor die Here nie. Ek het die Heilige Gees nodig om myself by mekaar te bring. Hallo? Julle het al gehoor wat ons sê, daai ou het heeltemal ontrafel. Jy weet, of hierdie deel van my lewe lê daar, my hart is in 7 stukke, en dit het gebeur, en dat het gebeur. Julle het daai tipe van sinne al gehoor. So kom tot inkeer, beteken, bring alles van jou lewe by mekaar, en kom dan tot inkeer. Bring alles eers by mekaar, en bekeer jou dan. Bring alles by mekaar, en laat alles in jou nederig met gebrokenheid voor God kom, sodat met alles wat in jou is, jy kan omdraai en die volheid beleef wat God vir jou het. God soek nie 7 stukkies hart nie. Hoekom sal God jou genees? Hoekom wil God jou genees? Hoekom wil God jou hart genees? Hoekom wil God jou restoreer? Dit beteken eers vir die restaurasie, bring al die parte, bring al die dele, bring alles wat lyk soos 'n mirasie, bring alles eers by mekaar. Kom ons sê, ek bring myself by mekaar. En jy moet vir die Here gaan vra, waar lê hierdie ding? Waar lê daai donker kamer? Waar lê daai versoeking? Waar lê daai swakheid? Waar lê daai veroordeling? Waar lê daai vergelyking met ander mense, wat jy voel jy is nie goed genoeg nie? Vra Heilige Gees, hoeveel stukke is daar wat jy by mekaar moet bring, sodat met al daai stukkies wat jy by mekaar bring, jy tot inkeer kan kom. Jy kan vra vir diepte. Jy kan vra vir diepte, want ag my broer, my sis, as ek in 7 stukke lê, hoeveel diepte is daar? Nee, ek het in hierdie oppervlakkigheid sommer net my emosies laat gaan. Ek het in hierdie ding sommer net woorde gesê. Ek het in hierdie ding sommer net 'n sekere reaksie gegee en wat ek lees, maar ek gaan nou maar net hierdie woord, daar's niks wat dit beteken nie. Diepte kan net kom as ek alles van my lewe by mekaar sit. Dan kan daar regtig diepte kom. Amen. Mag dit so wees. Dis nommer 2. Nommer 3. Soek die Here. Soek die Here. So wat sê ons? Ek kan nie sê ek soek die Here, maar ek raas.
Die vyand bring 'n geraas in jou, die vrees kan 'n geraas bring, die vlees bring geraas, verhoudinge wat nie reg is, die bring geraas in jou. Dit bring 'n geraas in jou. Wanneer jou verhouding met iemand, wanneer dit kwaliteit is, weet jy, dan is daar 'n vrede wat in jou spoel. Maar wanneer die verhouding nie reg is nie, dan kan dit raas hier in die hart, dit kan raas in die gemoed, want of jy fight met die persoon, of jy regverdig jouself teenoor die persoon, daai geraas moet stop. Almal sê, daai geraas sal stop. Kom ons probeer dit met geloof sê, daai geraas sal stop. In Jesus naam. Sodat hy swyg voor God, want jy het respek vir hom. Swyg voor hom. Kry jouself by mekaar. Sit dit als voor God. Draai om. Laat God vir jou wys, hoe moet jy omdraai? Hoe moet dit alles verander? En dan soek God, want jy het hom nou nodig. Jy het hierdie keuse gemaak, maar om daai keuse te leef, my broer, jy het die Here nodig. Nee. Alright, ek swyg dan, ek volg nou nie met my eie kop met dit en dit, of dit wat ek dink wat die Here sê, maar wie sê dit is die Here? Ek swyg voor hom, ek sit alles by mekaar, ek bring alles voor God. En dan moet ek hom soek, ek moet sy aangesig soek, God kruip nie weg nie. God kruip nie weg nie. Maar God is 'n heilige God, hy gaan nie kompromieer op sy heiligheid nie. Hy gaan nie kompromieer op die lig van wie hy is nie. Hallo? God roep jou uit die duisternis in sy wonderbare lig in. So om hom te soek is, hoe gaan ek toelaat dat sy lig in hierdie situasie inkom? En die lig in die situasie beteken nie, ek verstaan die situasie nie. Baie keer sê ons, die lig het aangegaan, wat beteken dit? Ek verstaan nou. By God, in jou verhouding met God, beteken dit nie, ek verstaan nou nie. Dit beteken die lig is teenwoordig, en jy eer die lig. Al verstaan jy niks. Al verstaan jy niks wat om jou gaan. Duisternis kan nie aan jou vat nie. Maar as ek sê, as ek nie verstaan nie, dan bly ek frustreerd, want ek bly in beheer. As ek nie verstaan nie, bly ek frustreerd, dan kan die duisternis aan jou vat, dan het die duisternis reg tot jou lewe. Maar as jy die lig kan toelaat, en jy weet net in geloof, die regverdige wat in geloof wandel, ek is lief vir die lig, hy het 'n naam, Jesus Christus. En ek wil in daardie lig lewe. Maar ek gaan my kop nie in daai verwarring gooi in die duisternis nie. Ek gaan my hart nie in die duisternis gooi, deur te sê, ek moet dit eers verstaan, voordat my hart vrede het. Maar daar is 'n vrede wat my verstand te bowe gaan, dat te midde van die feit dat jy nie verstaan nie, te midde van die feit dat daar frustrasie is, te midde van die feit dat daar nie 'n antwoord is en nie 'n deurbraak is nie, te midde van al dit, is daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis jy wat God soek. Dis jy wat God soek. Maar as daardie dinamika nie kom nie, dis nie jy soek God nie. Jy soek antwoorde en God moet perform. Besluit, soek jy antwoorde by die Here en hy moet perform vir die antwoorde? Of soek jy God? Job, sit met jou 97 vrae en God kom en hy antwoord nie een van hulle nie. Hy antwoord nie een van hulle nie. Praat oor die krokodil en die volstruis en al die dinge, hy antwoord nie een van hulle nie. Maar op die ou end sê Job, ek het gehoor van u, nou het my oog u gesien. Nee, ek het gehoor van u, en ek het my antwoorde, my vrae voor u neergesit, en dankie Here, u het al my antwoorde beantwoord, al my vrae beantwoord. U is 'n getroue God, want u het al my vrae beantwoord. Wat 'n getroue God dien ek tog? Nee, hy is getrou, maak nie saak wat ek en jy beleef nie. Klaar. Maar my broer, my sis, gaan soek God. Nie gaan soek die antwoord by God nie. Gaan soek eers jou God. Want hy gaan selfs vir jou sê, wat is die regte vraag wat jy moet vra. Dat beteken, kom ons maar met 'n paar stupid vrae. Maar prys die Here vir sy genade. Amen. Is ons hierso. Soek die Here. My broer, my sis, nommer 4. Soek die geregtigheid en ootmoedigheid. Woe, lekker woord daarvan Toosius. So lekker ou woord.
Maar in daai ootmoedigheid, party van die Engelse vertalings praat van humility, maar in ootmoedigheid is daar meer as net nederigheid. Dit het te doen met 'n nederigheid, gebrokenheid, 'n respek. Ek kom in ootmoed, ek kom met respek, ek kom met nederigheid, ek kom met gebrokenheid. Gooi daai 3 saam, en dan kry jy hierdie ou woord, ootmoedigheid. En soek dit in jou lewe. Ootmoedigheid. Soek dit, dat jy sal verstaan, hoe moet ek kom tot my God? Met nederigheid, met gebrokenheid, met respek. Want dan sal daar antwoorde wees, van die antwoorde wat ek moet wees. Ek kan die Here soek, en ek kan hom vind. Weet jy, en die Fariseërs het hom ook gevind, hallo. Maar toe hulle hom gevind het hulle gesoek hoe om hom te vang. Hallo. Jy kan God vind, en wanneer jy hom gevind het, hierdie nommer 4, is dit, nou soek jy die antwoorde, nou sit jy die agenda neer, want jy het hom gevind, en nou soek jy antwoorde. Fariseërs het hom gesoek, hulle het hom gevind. Hulle het hom gevind, my broer, my sis, maar op 'n sekere manier, want saam met dit, het hulle gesoek, hoe kan hulle hom doodmaak? As jy God dan soek, maak seker, jy soek die geregtigheid en die ootmoedigheid. Dit is nou net na daai eerste een, Sefania, kom ons sê maar Sefania, Sefania 2 vers 3b, B beteken die tweede helfte, né? Geregtigheid, my broer, my sis, onthou wat ons gesê het, dit is die reg wat jy het. Wat se reg het jy om voor God te kom? Wat se reg het jy om genade te vra? Wat se reg het jy om met hom te praat, man? Wat se reg het jy om te glo dat jy gaan hemel toe? Wat se reg het jy? Soek die reg wat jy het in Christus, want dis alles gebaseer op genade, alles gebaseer deur die bloed van Jesus, alles gebaseer op die kruis. En as jy dit kan doen, die twee kante van 'n muntstuk, geregtigheid, ootmoedigheid. Jy gaan nie in daai plek staan met statuur, sonder om te besef, hier is net genade. Hier is net God se genade. Hier is net God se barmhartigheid oor my lewe. Hier is net hierdie God wat my lief het. Ek verdien dit nie om hierdie statuur te hê. Ek verdien dit nie om hierdie gesag te hê. Ek verdien dit nie om hierdie vermoë te hê. Hierdie gawes te hê. Hierdie kapasiteit te hê. Soveel goed wat God jou gegee het. Ek verdien dit nie. Maar die twee saam. Want sonder die ootmoedigheid, is hierdie geregtigheid, Satan homself wat in hoogmoed gesê het, ek kan God wees, ek kan dit doen, ek kan dit doen. Maar nederigheid is jou beskerming. Nederigheid is jou beskerming. Daai ootmoedigheid is jou beskerming. Want ons sê altyd, we are protected by the blood. But if I don't know what the blood is standing for, dit is nie 'n klikkety-klik, baba-trik situasie met alle respek gesê nie. Ek sê net nie, ek is beskerm deur die bloed en dan is alles net reg en daardie ou in die wêreld wat dit sê, dit beteken nie dit nie. Maar wanneer jy verstaan, die bloed beteken, ek is beskerm deur sy genade, ek is beskerm deur sy liefde, ek is beskerm deur die feit dat hy alles gegee het, en die bloed verteenwoordig sy absolute, perfekte offer. En daardeur is ek beskerm, want ek weet waarvoor staan die bloed. Is ons met mekaar. So geregtigheid, jou statuur, ootmoedigheid, jou nederigheid, gebrokenheid. Hallo, dankbaarheid, verbaasdheid oor sy liefde vir jou. Die twee gaan saam. As dit nie saam gaan nie, jy het nie God gesoek nie, jy staan nie voor God nie. Maar as jy voor God staan, dan beteken dit, ek soek die manier, Here, hoe moet ek? Heilige Gees leer my hoe om voor die Vader te staan. Heilige Gees leer my hoe om voor Jesus te staan. En te besef, wie is ek in Christus? Wat is my statuur? Wat het ek in die naam van Jesus? Hy in my en ek in hom. En hoe het die lig in my die duisternis uitgedryf? Battle belongs to the Lord. Die stryd behoort aan die Here. Dis die lig wat daarmee met die duisternis deel, nie jy nie.
Maar hy is die lig wat daarmee deel. Hy is die liefde wat die vrees uitdryf. Amen. Hy is die waarheid wat die verwarring laat gaan, wat die verwarring laat what's my Engels die altyd? That it will look like a fool. The foolishness of the wisdom of the world. Word exposed, deur wat? Word deur die wysheid van God. Die wysheid van God lyk soos dwaasheid in die wêreld. Dit lyk soos dwaasheid vir jou vlees. So baie keer as God vir jou wysheid gee, gaan hy dit so gee, sodat jou natuurlike mens gaan dink, dis dwaasheid. Want die Here wil die eer hê, hy is 'n jaloerse God. Hy soek die fokus in jou lewe. Hy soek die fokus in jou lewe. Is ons nog hier? Soek die geregtigheid en die ootmoedigheid. Gaan ons aan. Nommer 5, vrees God. Net gewoon, vrees God. Ag, jy moet hierdie so eintlik so hier so in jou Bybel skryf, man. Regtig, man. Is ons nog met mekaar? Vrees God. Wat beteken hierdie vrees? My broer, my sis. Wat beteken hierdie vrees? Weghardloop, daar's 'n vrees en die vyand hardloop weg, daar's 'n vrees, maar hierdie vrees het te doen met ek eer hom, ek respekteer hom. Ek praat nie terug nie. Ek weet hoe om te swyg voor hom. Ek weet as God praat en as God daar is, moet ek my lewe by mekaar kry en dit voor God bring, want hy gaan vir my vertel wat moet verander, hoe moet dinge werk, hoe moet dinge nie werk nie. Is ons met mekaar. Daar's 'n manier hoe ek sal optree. Ek sal weet hoe om voor hom te wees, met gebrokenheid, maar ook met statuur. Al hierdie fasette, wanneer ek hom dan soek, bring my op 'n plek, dat wat in my gevestig word, is die vrees van die Here. Dis nie net daar nie. Dis nie net, Here, gee vir my die vrees van die Here. Werk met hierdie dinge. Ag, skryf dit neer en dan gaan vra Heilige Gees om dit vir jou oop te maak. Werk met hierdie fasette. Onthou, baie keer deur die profete sal jy sien, God begin praat by 'n punt. Hy skiet nie net in die lug nie. Hallo? Hy begin praat met die volk. En dan sê hy dit, en dan dit, en baie keer volg dit op mekaar. Want hy vat die volk ergens heen met sy woorde, met dit wat hy oorbring tot die volk. Amen. So baie keer in die profete en weet 'n gelykenis met dit wat die Here geleer het, selfs bergpredikasie. Hy vat jou ergens heen met die waarheid. Maar baie keer is dit, jy moet hierdie waarheid eers vat, voordat daardie waarheid sal werk. Jy moet regtig eers in die kar klim, voordat jy hom kan start. Nee, almal weet dit, nee. Amazing. Nou kom ons vra Heilige Gees om dit vir ons te wys in die woord ook. Watter fondamente moet gelê word vir my om verder te groei. Maar as ons net skiet in die lug en wow, hierdie revelation en daai ding is great en daai ding is great. Weet jy, as jy 140 ry, dan gebeur dit. Hoe daai ou gesê? Daai man gesê, as jy oor 120 gaan, dan klim jy engele af. Toe sê die ou mos, maar as ek oor 180 gaan, dan klim die duiwel ook af. Oh, rubbish, nee. Vrees God, wat sê ons, my broer? Julle weet dat daai U is 'n J, nee, Stefania. Sorry vir daai een. Hierdie respek vir God, hierdie vrees van die Here is die beginsel van wysheid, sê die skrif. Jy dink jy is wys, maar as die vrees van die Here nie op jou is en jy is dwaas, jy is 'n dwaas. Jy is 'n dwaas as jy met God kan omgaan, maar die vrees van die Here is nie gevestig nie. Ons sê dit baie keer deur die jare met wat ons kan sê, die Lutherse, die Calviniste, die gereformeerde leer, toe het ons uitgekom, en nou is daar 'n charismatiese leer, maar weet jy, daar was tog met jou oupa grootjie en jou oupa, was daar baie keer hierdie respek vir God. En mag ons nie oordeel nie, mag ons leer uit wat reg was, hallo, en dit wat verkeerd was. Nie net 'n vinger wys nie. Eer jou vader en jou moeder. En kyk dit wat reg was, asseblief.
So maak seker dat jou respek vir God daar sal wees. Hallo, ons is met mekaar. Kom ons gaan volgende een, nommer 6. Neem tugtiging aan. Dis dieselfde einste gedeelte. Ek het gesê, mag jy my maar vrees, tugtiging aanneem. Mag dit tog so wees. God is desperaat, as die skrif so sê, mag dit tog net wees dat jy verstaan, jy moet respek vir my hê, dan sal jy tugtiging aanneem, dan sal daar verandering kom, dan sal jy verstaan hoe om met my te wandel, hoe om 'n lewe in oorvloed te hê, as jy tog maar net respek vir my het, en tugtiging aanneem, maar dit is een sin, eintlik. So sê die Here dit hier. Mag jy my maar vrees, tugtiging aanneem, dan sou, en die res. So God is desperaat, my broer, my sis, dat jy respek vir hom sal hê, dat die kerk van Christus respek vir hom sal hê, en nie net mekaar fight met 'n vingertjie hier en 'n vinger daar nie. Dat ek nie net maar kan aangaan en ek dien eintlik die Here, maar as jy hom respekteer, as jy hom vrees, gaan sit by hom, gaan swyg en vra sy agenda. Amen. Neem tugtiging aan. Ons ken almal Hebreërs 12, né? Hebreërs 12, vir die eerste gedeelte, baie intens, skryf hom neer, gaan bestudeer hom. Want hy sê, 'n egte seun neem die tugtiging aan. Wat beteken dit? As God glo, jy is illegitimate, jy is vals, you're a fake child, dan sal daar geen tugtiging wees nie. Maar as God glo in die egtheid van wat hy in jou gedoen het, as God glo, daar's 'n egtheid in jou gees, met hoe jy jou hart vir God gegee het, dan gaan daar dissipline wees. En as daar nie dissipline is nie, gaan na 'n leier toe, gaan na jou selleier, gaan na 'n pastoor toe, gaan na iemand toe, wat sê, ek sien my tog wel as 'n egte kind van God, maar so ek weet ek moet dissipline ontvang, want ek weet daar moet verandering kom. Hebreërs 12 sê, dissipline lyk soos 'n saak van droefheid. Later lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid. Dissipline sodat jy jou statuur kan inneem. Maar jy het nie die statuur as 'n vleenier, as jy nie oordentlik geleer is nie, 'n dissipline gevat het. Weet jy, as die klas 8 uur begin, is jy in die klas. Ek weet nie of dit by die universiteit nou nog so werk nie, maar ek bedoel, as jy soms so 10 keer laat kom en whenever inkom, dan is dit nog steeds so, dit word aangeteken. Nie meer nie. Kan jy dit glo? Alright. In die ou dae was dit so. As jou bywoning nie reg is nie. As jy respek het vir daardie persoon, dan is jy daai tyd daar, wanneer dit begin. Mag God ons help. Wanneer jy jou tyd met God het, wanneer ons by mekaar kom, wanneer jy selfs in 'n sel, ek verstaan, ons het baie dinge, ek dink nou aan geleenthede, wanneer jy in 'n meeting by die werk, wanneer jy, ja, die genade van die Here is oor ons almal, maar ek sê, kom ons soek die vrees van die Here, wanneer daar 'n oproep is, kom ons sê watch and pray, op 'n Vrydag aand, kom ons vertrou God, dat ons mekaar oproep tot gebed, dat ons mekaar oproep tot tyd saam met die Here, omdat God se woord so sê, wanneer 2 of meer saamkom in my naam, nie net daar oor die TV nie, hallo, wanneer 2 of meer saamkom in my naam, ek is in hulle midde. God wil homself manifesteer op 'n besonderse manier. Hoekom daai honderde duisende jong mense op hierdie stadium wat opstaan vir Jesus, in verskillende lande, maar hulle kom saam, want daar's iets wat gebeur. In die saamkom is daar iets wat gebeur. Sataniste, hulle kom saam, want hulle weet, as ons saamkom, daar's sekere goed wat gaan gebeur. Wanneer ons saam staan, ons kom in eenheid, en we press in die geestesrealm. Demone sal manifesteer, vloeke sal kan kom, in Jesus naam word dit gekanselleer, sê ek. Maar die duiwel en die sataniste verstaan die beginsel.
Solank ons die Christene net kan kry, om te wara as hulle by mekaar kom, en die ene se gedagtes daai, en die ene like daai, en die ene like daai, en die ene like nie dit nie, die ene like nie dat nie. Ag nee wat. En as die sataniste by mekaar kom, dan lag hulle vir daai ouens. Hulle verstaan nie die krag van eenheid nie. Ons het dit gesien. Ons het gesien as ons saam staan, as ons fokus, hoe hel kan oopgaan, en wat die hel kan doen in hierdie stad. Maar jong keer meer is dit veronderstel om te wees, dat die Christene dit verstaan. Mag ons wakker word, mag ons nie toeskouers wees, van wat God gaan doen nou, in die nasies nie. Mag ons deel wees van dit. Amen. Amen. Neem tigtiging aan, dis tigtiging, my broer, my sis. Op 'n stadium, daar in die begin het dit met Creari, het dit baie goed gegaan. Daar was kere wat ons vir 3 jaar agter mekaar, oor die 30 lande toe met uitreikings was. En dinge het net gegroei, dinge het net gebeur. Maar ek het net ewe skielik 'n check begin kry, in die leierskap. Ek was 'n jeugpastor in daai tyd, 'n biddingsleier, en ek het vir hulle gesê, en ek het vir die pastoor gesê, senior pastor gesê, ek wil nie meer hoor, wat julle sê wat ons reg doen nie. Want die ouens was excited oor al die goed wat gebeur. Ek sê, ek wil hoor wat moet verander. Ek het vir die leiers gesê, ek wil nou net hoor, geef my 4 punte, wat moet verander. Ek het net hierdie check begin kry. Mag God my en jou help, my broer, my sis. Maar as jy 'n egte kind van God is, jy kan nie sonder tigtig nie. Gaan heen, maak disippels, maar die eerste punt is, gaan heen en word disipel. As jy nie gedisipel word nie, kan jy nie disippels maak nie. Kom ons sê, ek sal disipel word, en dan disippels maak. Halleluja. Nommer 7. Roep die Here aan met rein lippe. Met rein lippe. Maar weer eens saam. Want dan sal ek aan die volke rein lippe toebring. Wie sal dit doen? God sal dit doen. Sodat wat? Sodat jou lippe rein is en al jou planne reg uitwerk. Kom ons sê, rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Maar eerste punt, dat hulle saam, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep. Wanneer daar rein lippe kom op jou hart, dan is daar 'n behoefte om saam met boeties en sissies die naam van die Here aan te roep. Wanneer jou lippe rein word, dan is die behoefte daar om saam met 'n boetie en 'n sissie die naam van die Here aan te roep. Voordat dit gedoen en ek moet my bekeer. Verseker, ek bekeer my in Jesus naam. Moet nou nie groot oog kyk nie. Dat ek baie keer sommer so vir 2 gesê, kom ons gaan dan by die Here. Vat die gitaar, kom ons gaan net bietjie soontoe vanaand. Net so vir 'n halfuur, ons gaan dan bid net die Here. Wanneer laas iemand nie net vir koffie genooi nie? Wanneer 'n bietjie iemand genooi om net saam bietjie die Here te aanbid? Man, al vat ons net die CD, al maak ons net die kar se deure oop. Wat van as hulle ons sien? Prys die Here as hulle ons sien. Storie, jy is ek nie ernstig nie. Ja, ek is ernstig. Weet jy, baie keer kosbare tye gehad. Ek onthou hier so in die stad, nou nog tye. Wanneer het eraf gegaan het, wanneer daar was niks, daar was nie die kos, daar was niks. En ook by die robot, of ook by die plek, onthou ek sekere tye met God. Baie keer vat 'n boetie, vat 'n sissie. Jy sê, ons gaan koffie drink. Maar, kom ons gesels bietjie met die Here. Kom ons loof hom 'n bietjie. Net so ou 2 liedjies, net so 3 liedjies. Klim jy in die kar, julle jong manne, as julle die guts het, nie om in die kar te klim nie, dit het julle. Maar om 'n plek toe gaan, sit maar daai worship musiek aan, maak die deure oop en kyk of julle die guts het, om daar te staan en die Here te loof. Dit gaan gebeur op elke hoek en straat. Hulle gaan die naam van die Here ken, hulle gaan die naam van die Here aanroep. Hoe meer daar rein lippe kom, hoe meer God jou lippe rein maak, hoe meer gaan jy die Here saam met ander eenparig wil loof. It will just be there. Mag God ons help.
dat ons lippe sal rein word. Amen. Volgende een. 3.9a, B, dien die Here eenparig. Ek het hom eintlik so klaar gelees hierso, né? Dan sal ek aan die volke rein lippe toebring, die volke, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Met 'n eenparige skouer sal dien. Die wat dit verstaan, veral in die army, dis wanneer jy nou hierso skouer teen skouer kom. Alright, jy moet eers gewoonlik daai een nou of hierdie ene, maar skouer teen skouer is julle staan in die eenheid. Dis 'n muur. Dis 'n muur. Hierso is hierdie muur wat net vorentoe kom van mense wat die Here dien. En as hulle die Here dien, as iemand my dien, laat hom my volg, waar ek sal my dienaar ook wees. Sê Johannes 12. God sal daar wees. God sal daar wees. Waar jy saam met die boetie en sussie eenparig die Here dien. Dit sal daar wees. Ek weet nie of julle al agtergekom het, partykeer as daar 'n ding is wat moet gebeur. Ek onthou heel in die begin, toe ons hier gemeente gekry het, en van die ouens was verskriklik excited oor die gemeente wat ons geplant het, en toe kry ons die plaas, en hulle is excited oor die plaas, en toe sê ek nie, ons gaan een Saterdag werk, ons gaan so 'n voetpaadjie daar na die koppie toe vat, daar was nog niks op die koppie nie, ons gaan 'n voetpaadjie bou, en party het gekom met snoeiskere, en gemaak of hulle soos ek kan snoei, en party het met sage gekom, en party het gekom en klippe so aan die kante, sodat ons so 'n breë voetpaadjie gebou het, tot daar heel bo. Maar dit was daai ding van so saam. Hallo, julle het al gesien, as julle so saamtrek en 'n ding doen, en hy satisfaksie wanneer dit klaar is. Dit was 'n ou stupid voetpaadjie, man. Nou, daar 'n pad wat jy opry, tot bo, maar, alright. En ek glo, daar's baie wat daar boontoe gaan, om net sommer daar 'n bietjie te aanbid. Ja, dankie vir almal van julle wat so toe gaan en dit doen. Maar, daar was hierdie excitement gewees. Eenparig, wanneer ons in eenparigheid kan saambid en God vertrou. En daar is ons hierdie saamding. Die sportouens verstaan dit. Die sportouens, die ouens daar in die wêreld, en die sport is nou nie van die duiwel af, nie. Maar die ouens daar buite verstaan hierdie Bybelbeginsel. Hulle verstaan die Bybelbeginsel van om eenparig te skree vir daai balletjie wat nie rond is nie, ovaal. En die springbokke, of hierdie ouens of daai ouens. Hulle verstaan dit. En daar's iets van dit wat net yes. Van 'n yes. Daai yes gaan in die kerk inkom. En hel is bang dat dit in die kerk inkom. Hel is bang dat jy saam met 4 excited is oor God. Hel is bang dat jy en 4 ander die Here gaan loof. O hel, daai 4 gaan dit nou waragtig doen wat die pastoor gesê het. Hulle gaan in 'n blerrie kar klim en hulle gaan nou die Here daar loof op daai plek. O hel. Sê die duiwels. Hoor my lied, ag asseblief, nie godsdienstig nou raak nie. Is julle met my? Go and do it. Gaan en doen dit. Nie eenparig oor 'n opinie nie. Nie eenparig eerstens oor in die sport nie. Nie eenparig met daai dissipline oor daai ding nie. Maar kom ons gaan in eenparigheid en die Here dien. Omdat ons hom vrees, want ons het respek vir hom. Daar sê, volgende een, nommer 9. Daar's net 12. So ons gaan regtig amper vir 'n landing. Soek skuiling by die naam van die Here. Sefanja 3 vers 12. En ek sal tussen jou in laat oorbly 'n elendige, wat beteken dit? Dit lyk asof goed nie reg werk nie. Maar hierdie volk, hierdie geringe volk wat by die naam van die Here skuiling soek. Wat by die naam van die Here skuiling soek. Net in sy naam is ek veilig. Net in sy naam is ek veilig. Op 'n stadium, op 'n plek waar ek was, en ek weet, partykeer het ek hierdie weermag stories, maar hier was hierdie een ou, maar hy was arrogant verby, naam van Jesus gevloek en alles, en een keer staan hy in die shower, en op daai stadium, daar was 2 sataniste groepe, en daar in Kimberley, en een onder ons eenheid, en hy staan in die shower, nou ek het nog nooit van hierdie goed gehoor nie, maar wel, dit gebeur, en hy staan, en volgende oomblik gooi iets om,
teen die muur. Maar almal hoor in die bungalow, hoe skree daar die ou. En gooi iets om daar teen die muur. Weet julle, die ergste van alles is hierdie ateës wat God vloek. Volgende onder toe roep hy die naam van die Here aan. Toe weet hy wat moet gebeur. En toe ruk hy my sê net, ek het Jesus nodig. Nou, dis nie die Here wat ons met vrees by hom wil uitkry nie, maar is die vyand wat homself overexpose, as ek so kan stel, wat homself in die voet skiet, as hy nou so kan stel, wanneer hy regtig wys wie hy is, want op die oomblik het dit wat sy plan was nie gewerk nie, daai man het nie net vol vrees gesit nie, hy het na God toe uitgereik, en in die naam van die Here is hy veilig, in die naam van die Here is hy veilig, is ons met mekaar, so dis hoekom, wat die duiweltjie is, moet seker maak dat hy naam nie geëer sal word nie, want die naam Jesus is daar, en selfs Jode, van die Jode se naam is Jesus, maar daar is die naam van Jesus, wat met geloof en respek hanteer word, want dit kom uit 'n hart wat sê, ek praat nou van die Seun van God, wanneer ek nou sê Jesus. Ek praat nie nou van 'n hart wat wil vloek nie. En weer eens gee die vyand homself weg. Hoe gee hy homself weg? Want hy moet bestry respek vir daai naam. Hy weet, Boeddha en Mohammed is nie die een nie. Daarom vloek niemand en sê, Mohammed! Daar is niemand wat vloek en sê, Boeddha! Maar daar is een naam wat aangeval moet word, wat net bewys dat dit is die naam bo elke ander naam. En mag sy naam geëer word. Soos wat daar in die strate hierdie honderde duisende ouens, man, halleluja, excellent om te sien oor die wêreld, wat die naam van Jesus aanroep. Daai jong mense wat hulle sê, dis onder die jong mense, wat die ouens so opstaan, vir die naam van Jesus. Mag dit so wees, soek skuiling. Wat is daai lied? The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, and they are saved in safe. Safe. Amen. Leer ken sy naam. Leer ken sy naam. Nommer 10. Jubel, juig en verheug. Woe! Met jou hele hart, van jou 3:14. Maar as jy toelaat dat God 'n ding in jou doen, wat dan? Partykeer sal dit outomaties gebeur, maar my boet, my sis, baie keer is dit die opdrag. Hier is dit 'n opdrag. Of jy so voel en of jy nou nie so voel nie. Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte, dogter van Jerusalem. Jerusalem wat beteken woonplek van vrede. Jubel, juig, verheug jou met jou hele hart. Kom ons sê, ek sal jubel, ek sal juig, ek sal myself verheug met my hele hart. En miskien moet jy dit vir jouself 1000 keer gaan sê, totdat jy sien dit gebeur. Totdat jy sien dit gebeur. Jy weet, baie keer, en ons het baie keer onsself frustreer met dit, ja, baie keer sal ouens van die kerke, vroeger veral, sal jy maar sê, amen, en, weet, en dan sê die pastoor of iets, en amen, en ons dan sê, halleluja, en dis goed, dit moet nie vanuit tradisie gesê word, maar miskien moet ons dalk ook dan amen sê. As iemand halleluja sê, moet ons kan sê dalk amen. Want halleluja beteken loof God met 'n uitspattige liefde. Jehovah. Halleluja. Ja, wat staan vir Jehovah. Mag daai halleluja lied in jou hart wees. Mag dit in jou hart wees. En as iemand Jesus aanroep, dat daar iets gebeur hier binne. Rig jouself so in, want ons kan onsself inrig en ons kinders, as hulle klein is, kan hulle self inrig. As ons dit gaan doen, dan sê jy, hulle kies nie noodwendig dit nie. Ek gaan nou opgewonde wees as ons roomys eet. Ek kies dit. Ag, come on man. Hallo.
Maar jy kan jouself, jou lewe so inrig, dat jy opgewonde is om God te loof, opgewonde is om te gaan bid, opgewonde is, soos daai ouens in Roemenië, wat daai eerste keer, net na die val van kommunisme, toe hulle almal hulle Bybels het, hulle was so onsaglik opgewonde en dankbaar, dat hulle elkeen 'n Bybel kon hê in hulle hand. Daai jong mense. Mag God dit in ons werk. Dis 'n opdrag, my boet, my sis. As die vrees van die Here in jou dan is, as jy leer om te swyg, as jy leer hoe om hom te soek, hoe om jou statuur te soek, daai gebrokenheid te soek wat jy voor God moet hê, al hierdie punte gaan deur hom. As dit dan waar is, gaan jy wel die vermoë hê. Jy sal sien, jy gaan wel die vermoë hê om te kies om die Here te loof. Om te kies om die Here te loof. Dan kom die ouens by my en hulle as pris, dan sit hulle hierdie grootste gemors musiek aan. Die grootste gemors musiek aan. En dan kyk ek vir hulle so, ek smaal en dan sing ek 'n loflied. Totdat hulle so frustreerd is, hulle sit die musiek af en loop. Maar daar in die skool, daar by die waarsheid, daar waar jy is, daar waar jy werk, sit maar daai loflied op jou lippe. Sit maar daai loflied op jou lippe. Amen. Nommer 11. Vrees nie, Sefanja 3, vers 15b en 16a. Waar lees ons om? Die Here het jou oordeele opgehef, jou vyand weggevee. Die Here is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie, vrees nie. My boet, my sis, al hoe meer in die tyd wat ons ingaan, gaan dit daar kan wees. Daar gaan die vrees wees. Daar gaan vrees wees en demoniese vestings van vrees gaan hulle woning maak in stede. Daar is 'n pragtige lied. Baie dankie vir die agtergrond. Daar is ons volke en hierdie agenda van vrees, ons gaan ons woning maak in daai volk. En hierdie klomp duiwels sê vir mekaar, ons gaan ons woning maak in die volk van Oekraïne. Hy gesê, ons gaan ons woning maak, sê hierdie klomp gees van bitterheid en weerwraak. Maar mag dit nie so wees nie. As die Heilige Gees kan woning maak in die kinders van God, kan ons woning maak in die kinders van die verderf. Maar die vyand kan net copycat. Maar ons sal sê, nee, so ons is jammer. Hierdie plek behoort nie aan julle nie. Bloemfontein is gekoop deur die bloed van Jesus. So in Bloemfontein gaan demoniese vestings nie meer woning maak nie. Hulle gaan nie meer welkom wees om hulle huise te bou. In 'n groep van mense, in hierdie skool sal daar verslawing wees met hierdie drugs. In hierdie skool sal daar geen respek wees vir ouers nie. Ons het 'n paar agente, ons het 'n paar ouens wat key ouens is, en die ander sal hulle volg as hulle op 'n sekere manier praat met die grootste vulgêre grappies. Hulle sal volg. Of die kinders van God gaan sê, nee, ons vrees nie wat kan gebeur nie, maar in die naam van Jesus, ons gaan om daai skool loop en ons gaan in tale bid, of ons gaan bid en ons gaan sê, die Here sal hier gedien word en hy alleen. Ons gaan om daai waarsity loop, ons is met mekaar. Ons is met mekaar. Vrees nie in daardie dag. Daar sê, nommer 12, laaste een. Laat jou hande nie slap hang nie. Sefanja 3 vers 16. Deel van hierdie vers actually. Vrees nie, laat jou hande nie slap hang nie. Wat beteken dit dan? Dis een sin, my boet, my sis. As daar geloof in jou is, vrees die teenoorgestelde van liefde. As jy gedring is deur liefde, as jy gedryf is deur liefde, dan gaan jy werk. Jy gaan werk. Jy gaan by die Here uitkom. Jy gaan vir mense van Jesus vertel. Jy gaan die verskil leef. Jy gaan God kan loof in alle omstandighede. Laat jou hande nie slap hang om wat te doen, om jou eie ding te doen. Nee. Vrees nie, want daar's 'n werk wat God vir jou het. Daar's 'n werk wat God vir jou het. Maar as jy gaan vrees, as jy gaan moedeloos bly, as jy gaan negatief bly, pessimisties gaan wees, dis al reg. Want dit gaan jou verskoning wees hoekom jy niks vir die Here kan doen nie.
hoekom jy nie saam met hom kan werk nie, en hoekom jy ook nie met hom kan werk nie. Want jy is lam gelê deur al hierdie ander goed, nie meer in Jesus naam. Kerk in Bloemfontein, kerk in die land, kerk in die wêreld, al hoe meer hulle gaan opstaan. Hulle sal opstaan. Skep moed en werk, sê die profeet Haggai. En so ook deur Josua. Skep moed en werk. Dis nie net ek skep moed sodat ek nou moed het nie. Hallo? Daar's nie 'n ding van skep moed sodat jy moed het vir die lewe nie. Nee, dis met 'n doel. Jy vrees nie meer nie en jy het nou moed en jy het hierdie guts in jou om iets te doen. Anders moet jy doodgaan en hemel toe gaan. Want wat maak jy dan nog hier? Wat maak jy nog hier? God het 'n plan met jou. God het 'n werk vir jou. God het 'n roeping op jou lewe. Hallo. En wat doen jy rondom dit? Maar dit gaan alles begin. Maar is jy bereid om te swyg voor die Here? Aandag te gee. Stil te word, punt nommer 1. Hallo? Of hoe besig is die kop? Wanneer ek die woord hoor? Wanneer ek moet bid? Wanneer ek moet aanbid? Ons gaan daai kapasiteit hê. Die kerk van Christus gaan daai kapasiteit hê. En dan gaan hy swyg wees. Daai Elia, hy swyg, hy sê niks, hy is net bewus, hy is net voor God. En daai Baal-profete, hulle sny hulle self, hulle skree, hulle gaan te kere, niks. Hierdie man is stil. Ja, op 'n stadium sê jy, miskien moet julle harder skree. Hallo? En rustig in die vrede van die Here. Volgende oomblik hier kom die vuur uit die hemel uit. En daai Baal-profete is gone. Baal-profete, die demoniese vestings en geeste, wat kan maak wat hulle wil. Hulle kan die offers bring deur mense wat hulle wil in die stad. Tot die oomblik dat die kerk besef hoe om in te stap in 'n plek in. En niks te sê nie te manifesteer, nie te tantrum nie. Oor alles wat gebeur in die stad wat so verskriklik rof is. Net in te stap, maar die oomblik toe hulle mond oopmaak, toe gebeur daar iets. Hoekom? Want daar's 'n oop hemel deur gebed. Daar's 'n oop hemel, want hulle ken die hart van die Vader. Hulle weet hoe gaan dit in die hemel en so moet dit wees in Bloemfontein. Soos u gedroom het oor Bloemfontein in die hemel, laat dit so wees in Bloemfontein op die aarde. Dit is wat Jesus gesê het, hoe jy moet bid. God gaan ons help. Maar al hierdie, as ons dit saamvat, dan vir my, daai skrif wat julle almal seker nou al ken, kernskrif ook met Creari toe ons met dit begin het. As ek hierdie pad stap, gaan leer hierdie skrif. Sefanja 3 vers 17, né? As jy God se passie kan sien, as jy God se hart kan sien, my broer, my sis, dan maak dit nie meer saak of jy dit verstaan en of jy dit nie verstaan. Hallo, of jy dit nou verstaan of nie verstaan. As jy God se hart ken en as jy God se hart sien, dan sal jy soos Job sê, ek het my oog het u gesien, daarom het ek berou, daarom sal ek nie sommer net meer praat nie, daarom sal ek swyg en sê, Here, kom u en leer u vir my. Ek is oop vir tugtiging, ek is oop vir verandering. Ek sal swyg. Dis wat Job sê, nadat hy God gesien het. God gesien het. Hallo? Sefanja 5, almal, al die leiers en studente, julle ken hom. Eerste een, die Here jou God is by jou. So as jy hierdie fasette vat, asseblief onthou hierdie belofte, die Here jou God is by jou. Hy's 'n held wat verlossing skenk. Hy's die een. The battle belongs to the Lord. Hy's die held. Hy's die held. Hy gaan die ding doen. Hy gaan vir jou daai verlossing gee. Here jou God is by jou. Die held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou. Hy's opgewonde oor jou. Hy glo in jou. Dis daai hy verheug hom oor jou. Hy swyg in sy liefde. Does not make mention of past mistakes. Hy swyg in sy liefde deur die bloed van Jesus. Kyk hy na jou met liefde. En laastens, hy juig oor jou met gejubel. Rejoices over you with singing. Rejoices over you with singing. Kan jy swyg, sodat jy kan sing, kan jy saam met God, dat jy kan sing, want God sing oor jou.
He rejoices over you with singing. Kan jy die lied hoor wat God oor jou sing in die hemel? Maar as jy nie leer om te swyg nie, as jy nie leer om stil te wees voor hom nie, as jy nie leer om sy aangesig te soek en die posisie voor hom te soek, en as jy nie hierdie fasette van hierdie boek, waar vat God hierdie ouens heen? Waar vat God hierdie ouens heen? Hier is die volk en die Here sê, stop dit, swyg. En hy stap hierdie pad deur hierdie profeet met hulle. En hy vat hulle op die ouend na 'n plek toe, waar hy vir hulle sê, wat is sy hart? Ek is by jou. Ek is jou held wat die verlossing gee. Ek verheug my oor jou, ek glo in jou. Ek is opgewonde oor jou. Ek swyg in my liefde, want daar my liefde is so groot, is soveel groter as die aanklaag. En laastens, ek sing 'n lied oor jou. I rejoice over you with singing. Here, kom en raak elke boetie en sussie aan in hierdie plek. O Vader, ons wil so graag u hart leer ken. Maar Heilige Gees, leer ons dan hoe om stil te wees. Vergewe ons, Here, waar dit so baie kan raas in ons harte, so baie kan raas in ons koppe, Here. Omdat daar so geraas daar buite ook is. Here, maar ons sal te midde van die geraas in hierdie seisoen, in hierdie tyd in die nasies en in ons eie lewe, kies ons vandag in die naam van Jesus om te swyg voor u aangesig, om stil te raak voor u, om u hart te hoor vir ons lewens. Leer ons hoe om u aangesig te soek, Here. Leer ons om te verstaan ons gesag in Christus Jesus. Leer ons hoe om in gebrokenheid en nie met regverdiging voor u te kan kom, Here. Kom Heilige Gees, maak hierdie vir ons prakties in ons lewens. Ons vertrou u daarvoor, Vader, dat dit so sal wees in ons lewens. Ons vra dit in Jesus naam, en daardie naam alleen. Amen, amen, amen.